Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor om God tot leenaar te maak. Om God tot leenaar te maak. En ons skrifgedeelte is uit 1 Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 9 tot 12. 1 Johannes 5 vanaf vers 9 tot 12. Maar terwyl ons dan die woord van God oopmaak, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, dankie Here. Dankie dat U ons Vader is. Here, dankie dat ons weet dat U waarheid is. U is die woord en die waarheid. Here, en ons vra dat U ons vanoggend uit die woord uit sal leer en sal wys hoe ons so maklik vir U tot leenaar kan maak. En Here, dat ons sal besef wat 'n groot oortreding dit is. Here, en daarom vra ek dat die elkeen wat luister vanoggend spesiaal sal seën, Here, met hulle ore wyd oop en hulle verstand oop om te verstaan. En Here, dat hulle hierdie boodskap in hulle harte sal bewaar. Vader, en ek vra dat U my ook dan sal seën vanmôre, sodat ek net die waarheid sal spreek. U waarheid. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan uit 1 Johannes hoofstuk 5 vanaf vers 9 tot 12. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En ons lees tot sover, mag die Here sy woord weer ryklik aan ons seën vanoggend. Geliefde, en ek wil jou nog vanoggend vra, het jy al ooit vir God 'n leenaar genoem? Ons het nou net gelees, die apostel Johannes verklaar, hy sê, hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. In vers 10. En ons het nou hier onlangs, het ons gesien, hoeveel mense geprofeteer het, dat die sogenaamde wegraping op hande was, dat dit op 23 en 24 September sou gebeur, en dit ten spyte van die feit dat Jesus in Matteus 24 vers 36 gesê het, maar van daardie dag en uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemele nie, en ook nie die seun nie, maar net die Vader alleen. En dan die feit dat dit nie gebeur het nie, nadat hulle gesê het, so sê die Here het vir my gesê, maak hulle God ook tot leenaar. Maar weet julle, die oorgrote meerderheid van die mense van die wêreld glo nie God se getuienis nie. En wanneer ons hom so tot leenaar maak, dan doen ons baie groot skade aan God se getuienis. Want die wêreld glo nie die evangelie dat Jesus Christus, God se seun, in die wêreld gekom het om sondaars te red nie, en dat God die ewige lewe gee aan elke sondaar wat in sy seun glo nie. Hulle glo nie dat die ewige lewe slegs in Jesus gevind word nie, en dat Jesus Christus die soenoffer vir die sondes van die hele wêreld is nie. En omdat hulle nie glo nie, bly hulle onder God se toorn en sy oordeel. Maar sulke ongeloof is nie nuut nie. Alhoewel Noag hierdie evangelie lank verkondig het, is slegs 8 mense gered van die groot vloed van God se toorn. Die res het die getuienis van God wat Noag aan hulle gegee het verwerp. Hulle het dit as 'n leuen behandel, net soos die Sodomiete, insluitende Lot se vrou, onthou julle, slegs 3 mense het die getuienis van Lot en die engele geglo en is gered, toe God Sodom en Gomorra deur vuur vernietig het. En die oorgrote meerderheid van die Israeliete, meer as 600.000 mans, wat uit Egiptiese slawerny verlos is, het in die woestyn omgekom, omdat hulle die getuienis wat Moses aan hulle gegee het, as 'n leuen behandel het. En slegs 'n minderheid, waaronder Joshua en Caleb is gered.
En Jesus het hierdie waarheid erken toe hy vermaan het in Matteus 7 vers 13 tot 14. Toe sê het, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. En weer het hy gesê in Matteus 22 vers 14, want baie is geroep, maar min uitverkies. Kom ons kyk na die getuienis, en so die getuienis van die mens. Sien, die menslike samelewing kan nie bestaan sonder dat mense mekaar glo en op grond van hierdie wat hulle glo optree nie. En Johannes sê dan hier in vers 9, as ons die getuienis van die mense aanneem. Julle sien, hierdie gevalle wêreld bestaan steeds deur God se algemene genade, en daarom en omdat die menslike getuienis glo, gaan dit voort, want hoe kan 'n meisie met 'n seun uitgaan tensy sy hom glo? Hoe kan 'n man saam met sy vrou leef tensy hy haar glo? Hoe kan 'n regstelsel bestaan sonder dat mense die getuienis van getuies glo? Politieke, ekonomiese, gesinslewe sal ineenstort as niemand mekaar glo nie. Vertroue in menslike getuienis is fundamenteel vir die voortbestaan van die menslike samelewing. Byvoorbeeld, wanneer 'n maatskappy 'n uitverkoping adverteer, dan glo mense dit en hulle gaan om te koop. Mense glo daagliks ander mense. Ja, en dit is, hulle moet ook hulle rede gebruik om die waarheid van die beweringe van ander na te gaan. Ons kan kies om nie alles te vertrou wat die politici of die media vir ons sê nie. Maar tog kan die samelewing nie bestaan sonder 'n mate van geloof in die getuienis van mense, natuurlik met 'n versigtige gebruik van ons redenasievermoëns nie. Selfs die Bybel sê dat 'n saak vasgestel moet word deur die getuienis van 2 of 3 getuies. Maar dan kyk ons na God se groter getuienis. As die sondige mens se getuienis noodsaaklik is, hoeveel groter is die getuienis van God? Want dit is groter in sy geldigheid en gesag, omdat dit die getuienis van die oneindige, persoonlike, allerheiligste God is. Die Bybel sê vir ons in Numeri 23 vers 19, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, ook nie 'n mens se seun dat hy van gedagte sou verander nie. Wat God beloof, vervul hy. Hy het alle dinge uit niks geskep net deur sy bevel, en hy onderhou alle dinge deur sy kragtige woord. Deur hom bestaan alle dinge. En hy verlos ook sondige mense. En as skepsels moet ons hierdie God en sy getuienis vertrou en hom altyd gehoorsaam. Want in Hebreërs lees ons in hoofstuk 6 vers 16 tot 18, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Daar's niemand groter as God nie. En dus kan ons met groot vertroue in sy evangelie glo, want dit is nie net 'n belofte van God nie, maar hy sweer ook by homself. En Paulus praat hiervan in 2 Korintiërs 1 vers 18 tot 20, wanneer hy sê, so waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nee nie, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silwanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot die heerlikheid van God deur ons. As ons daagliks menslike getuienis glo en ons lewens daarvolgens rig, hoeveel te meer moet ons God se getuienis vertrou en dienooreenkomstig optree. Want dit is die onfeilbare getuienis van God wat nie kan lieg nie. En wat is God se getuienis? Sy plan van verlossing vir sondige mense. God het sondaars lief en daarom openbaar hy aan hulle 'n manier om gered te word van sy toorn teen hulle. En hierdie groot verlossing kom na ons deur God se ewige seun Jesus Christus, wat deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is om versoening vir ons sondes te doen deur sy offerdood. En dus behoort alle sondaars te glo in die onfeilbare getuienis van die allerheiligste God
aangaande sy seun, die enigste verlosser van die wêreld. En God gee ons genadiglik hierdie getuienis op baie maniere. Eerstens die getuienis van die Vader. Want eerstens getuig die Vader self oor sy seun. In Johannes 8 vers 18 het Jesus verklaar, dit is ek wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. En in Johannes 5 vers 7 en 38 het hy gesê, en die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie, en julle het sy woord nie as iets blywend in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het, nie glo nie. In Matteus 3 vers 17 vind ons 'n direkte hemelse getuienis van God die Vader aangaande sy seun, waar hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En op die berg van verheerliking het die Vader weer direk gepraat in Matteus 17 vers 5. Hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, luister na hom. Met ander woorde, glo hom, vertrou hom, en word gered. En ons kry ook die getuienis van Johannes die Doper. Want God het hom ook deur Johannes die Doper gepraat. In Johannes 1 vers 6 tot 9 lees ons, daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. En dan in vers 15 roep Johannes uit, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En in vers 29 lees ons, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En weer in verse 32 tot 34 lees ons, en Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en hy het op hom gebly, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig, dat hy die seun van God is. En derdens sien ons die getuienis van die Heilige Gees. Die Vader getuig ook deur die Heilige Gees aangaande Jesus Christus. In 1 Johannes 5 vers 6 sê hy, dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. En die Gnostici het ontken dat Jesus Christus gesterf het en dat God in menslike vorm gekom het. En hulle het gesê dat die Gees of Christus op Jesus gekom het tydens sy doop, maar voor die kruisiging hom weer verlaat het. Maar Johannes verklaar, en hy sê, dit is hy wat deur die water gekom het, wat die doop is. En dan sê hy, en bloed, wat Christus se dood vir ons sondes is. So, die gnostiese ketters het Christus se versoening vir ons sondes ontken, maar die Heilige Gees wat waarheid is, getuig wel van die waarheid. In Johannes 14 vers 17 word ons meegedeel dat die Heilige Gees die Gees van die waarheid is. En in Johannes 15 vers 26 praat Jesus oor die getuienis van die Heilige Gees, wanneer hy sê, maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En dat ons die getuienis van Jesus Christus self, want meer as hierdie ander getuig God ook aan ons deur Jesus Christus self, oor Jesus Christus. Jesus Christus wat God is, wat waarheid is, wat sonloos is, die ewige seun wat die menslike natuur aangeneem het. Die skrywer van die Hebreërs sê vir ons in Hebreërs 1 vers 1, in hierdie laaste dae het hy, en dit is God, tot ons gespreek deur die seun. God getuig aangaande die seun, deur die seun. En met verwysing na Christus skryf Johannes in Johannes 3 vers 32 en weer vers 34 sê hy, en wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. In vers 34 sê, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees, nie met mate nie, met ander woorde, onbeperk. En in Johannes 8 vers 14 en 18 het Jesus gesê, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat
ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan, maar julle weet nie waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Dit is ek wat van myself getuig. En dan 5, die getuienis van Christus se wonderwerke. God gee ons bykomende getuienis deur die wonderwerke wat Jesus Christus verrig het. In Johannes 5 vers 36 het Jesus met verwysing na Johannes die Doper gesê, maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my dat die Vader my gestuur het. Christus se wonderwerke was nie bedoel om toeskouers te vermaak of te verbaas nie. God het hulle gebruik om na Christus se heerlikheid en goddelikheid te wys. En in sy evangelie identifiseer Johannes 7 sulke tekens. In Johannes 2 vers 1 tot 11 sien ons waar hy die water in wyn verander. En dit wys na die waarheid dat Jesus Christus alleen in staat is om ons vreugde te bring. Niemand anders kan dit doen nie. Die gevalle mens is van nature ellendig en somber, maar Jesus Christus is uit die hemel gestuur om ons vreugde te bring. Tweedens, die genesing van die edelman se seun in Johannes 4 vers 46 tot 54. Ons sien hierdie wonderwerk vertel ons dat Jesus Christus mag het oor sonde sowel as oor siekte. En elders lees ons dat Jesus Christus die gesag op aarde het om sondes te vergewe. En toe hy dit gesê het, het mense beswaar gemaak en gesê dat slegs God sondes kan vergewe. En dan moet ons mos nou noodwendig tot die gevolgtrekking kom dat Jesus wel God is. En derdens, die genesing van die kreupelman in Johannes 5 vers 1 tot 18. En dit is 'n teken wat vir ons sê dat verlossing deur genade alleen is. Jesus kom en soek en red diegene wat magteloos is om hulle self te red. En dan nommer 4 in Johannes 6 vers 1 tot 14, voed hy die 5000. En dit sê vir ons, Jesus alleen stil ons geestelike honger. Hy is die brood van die lewe wat uit die hemel gekom het en elkeen wat van hom lewe, of wat van hom eet, sal lewe. Nommer 5, hy loop op water, Johannes 6 vers 16 tot 21. Dit het gedemonstreer dat Jesus die Here van alle natuurwette ook is. En nommer 6, die genesing van die man wat blind gebore is in Johannes 9. Want die duiwel verblind ons om die werklikheid te sien dat God is, dat God die heelal geskep het, dat God die verlosser is en dat Jesus Christus ook God is. Maar Jesus het gekom om ons blinde oë oop te maak, sodat ons die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus in die evangelie kan sien. Nommer 7, Lazarus wat uit die dood opgewek word. In Johannes 11. En hierdie teken dui daarop dat Jesus alleen mag oor die dood en die hel het. Want hy is die opstanding en die lewe. En so wys die wonderwerke van Jesus na sy heerlikheid, na sy hemelsheid, na sy goddelikheid, na sy mag, sy gesag, na sy onfeilbaarheid en sy heerskappy. En dan kyk ons na die getuienis van die skrif. Want ons kan selfs verder as al hierdie dinge gaan, want God getuig van sy seun deur die skrif. Die hele Bybel is God se getuienis aangaande sy seun. Jesus het vir die Jode gesê in Johannes 5 vers 39 en 40, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. So hulle probleem was dat hulle nie die getuienis van die skrifte geglo het nie. In Lukas 24 vers 27 lees ons, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Wat 'n wonderlike Bybelstudie. In Hebreërs 1 vers 1, soos ek sê ons vir ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En God die Vader spreek gedurig. Dit is sy getuienis wat ons of aanvaar of verwerp. In Lukas 24 vers 44 het Jesus vir sy disippels gesê, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Wanneer ons die Bybel oopmaak, dan sien ons God se getuienis aangaande sy verlosser seun. Dit is gegee sodat ons in hom kan glo en gered word.
So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En 7, die getuienis van die apostels en ander. Want benewens al hierdie dinge het God die apostels, wat ook getuies was van die woorde en die werk van Jesus Christus, aangewys om van hom te getuig. Johannes skryf in 1 Johannes 1 vers 2, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig daarvan. En in Handelinge 10 vers 39 tot 42 bevestig Petrus dit, wanneer hy sê, en ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem, en hulle het hom so aangebring, of hulle het hom omgebring, deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hulle het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. En in Matteus 28 vers 19 tot 20 het Jesus sy disippels opdrag gegee om te getuig van die persoon en die werk van Christus, waar hy vir hulle gesê het, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Met ander woorde, dit is so, dit sal so wees. En in Handelinge 1 vers 8 het hy vir hulle gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So toe die apostels gepreek het, het God die Vader deur hulle getuig en mense na Jesus Christus gewys, sodat hulle in hom kon vertrou en glo en gered word. Want God wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. En dienaars van die evangelie deur die eeue heen het van hierdie evangelie getuig en doen dit vandag nog. Ons almal getuig van Christus. Wanneer ons die evangelie spreek, getuig God van sy seun deur ons. En daarom moet ons verander getuig. En deur al hierdie middele getuig God die Vader aangaande sy seun, en sy getuienis is groter as die van enige mens. En elkeen behoort hierdie onfeilbare getuienis van God die Vader aangaande Jesus Christus, die enigste verlosser van die wêreld, te glo. En wat is dan nou die getuienis van God? Wat is die inhoud van hierdie getuienis? In 1 Johannes 5 vers 11 begin die apostel en sê, en dit is die getuienis, dat God ons die lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. So die eerste ding wat ons hier leer, is dat God ons die ewige lewe gegee het. En waar is hierdie ewige lewe geleë? Johannes gaan voort, hy sê, die lewe is in die seun. Trouwens, die seun is die ewige lewe, soos ons in 1 Johannes 1 vers 2 lees, waar hy sê, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig daarvan, en verkondig daarvan. Jesus Christus is die ewige lewe, en Jesus Christus gee die ewige lewe. So hy is die lewe, en hy maak ons lewend. Hy is die lewendmakende Gees. En vir verlossing word er niemand anders as in Jesus Christus gevind nie. Dit is die eksklusivisme wat die Bybel verklaar. Alle ander verlossers is vals. En as die ewige lewe in Jesus Christus alleen is, dan sal diegene wat wys is na hom toe gaan om daardie lewe te ontvang. En dan sê Johannes vir ons in vers 12, hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Hoe kan ons dan die seun besit en daardie die lewe besit? Die antwoord is nie moeilik om te vind nie. In 1 Johannes 3 vers 23 lees ons, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Ons kom in besitting van die seun en die ewige lewe deur te glo in die seun, Jesus Christus, die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. Daar's geen ander manier om van die ewige verdoemenis gered te word. In 1 Johannes 5 vers 1 lees ons, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En in vers 5 sê hy,
Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Vers 13 verklaar, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. So die ewige lewe is Jesus Christus en dit is in Jesus Christus. Hy wat die Seun het die lewe, hy wat die Seun het nie die lewe nie. Ons besit Christus in die ewige lewe deur onsself toe te vertrou aan hom wat die ewige lewe is. So as ons menslike getuienis aanvaar en ons lewens daarvolgens reguleer, hoeveel te meer moet ons hierdie groter getuienis van God die Vader aanvaar, want dit het te doen met ons ewige verlossing wat slegs in sy Seun gevind word. As ons in hom glo, sal ons gered word. Ons kan God se getuienis aanvaar of ons kan dit verwerp, maar ons kan dit nie ignoreer nie. Diegene wat God se onfeilbare getuienis verwerp, maak God 'n leienaar. En dis presies wat die ketters van Johannes se tyd gedoen het. Hulle het nie geglo dat Jesus die Christus, die Seun van God was nie. Hulle het verwerp dat die Godmens Jesus vir sondaars aan die kruis gekruisig is. En hierdie ketters het hulle eie weg van verlossing gevind, afgesien van die versoening van Christus. En ons sien vandag nog dieselfde ding. Mense skep elke soort godsdiens, solank dit nie oor Jesus Christus gaan nie. Hulle is gemaklik en gelukkig met hulle eie godsdienste, maar sulke godsdienste kan nooit red nie. Elkeen wat God se getuienis oor sy Seun in die skrif verwerp, maak God 'n leienaar. En sulke mense sê dat God die Vader 'n leienaar is, dat Jesus 'n leienaar is en dat die Heilige Gees 'n leienaar is. Hulle sê dat die Bybel 'n leuen is, dat die apostels leenaars is en dat die evangelie dienaars leenaars is. Hulle verklaar dat die mens nie 'n sondaar is nie en dat God nie die wêreld geskep het nie. Die wêreld is ewig volgens hulle en die mens het uit materie ontwikkel, eintlik nog uit niks uit nie. En die mens is eintlik maar net nog 'n dier sonder 'n siel. Die 10 gebooie maak nie vir hulle saak nie. Hulle glo nie in enige absolute gedragsstandaard nie. Hulle glo nie in die hemel of die hel nie. Vir hulle is die dood die einde van die bestaan en dit is dit. En daarom sê hulle, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sal ons sterf. Hulle dink dat enige iemand wat in die getuienis van God glo, eintlik maar dom is. Vir hulle praat die duiwel die waarheid. Kwaad is goed en goed is kwaad. En dit is wat mense sê wanneer hulle God se getuienis verwerp. En die hartseerste hiervan is dat mense deesdae sukkel om die sogenaamde Christene van hierdie sulkes te onderskei. Maar God is nie 'n leienaar nie, soos ons almal op die laaste dag sal uitvind. So wie is die leienaar? Die vyand, die duiwel. Hy lieg van die begin af. Hy het vir Adam en Eva gesê dat hulle nie sou sterf deur die verbode vrugte te eet nie. Eerder het hy gesê hulle sou lewe en deur hulle ongehoorsaamheid sou hulle wysheid verkry en gode word. Hy is die vader van alle leuns en van alle leenaars. Maar Paulus sê vir ons, laat God waaragtig wees en elke mens 'n leenaar. In ooreenstemming met God se woord het Adam en Eva gesterf en al hulle nageslag het gesterf, fisies en ewig. En so het God sy seun gestuur om ons die ewige lewe te gee. Want Jesus het gesê in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. En hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe, Johannes 11 vers 25. In Johannes 10 vers 28 het hy gesê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En hoe kan ons hierdie ewige lewe besit? Deur die seun te besit, wat die ewige lewe is. Hoe kan ons die seun besit? Deur onsself aan hom toe te vertrou, deur in hom te glo. God beveel dat ons aan hom glo. In Handelinge 17 vers 30 sê Paulus, God verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. En in 1 Johannes 3 vers 23 skryf Johannes, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo. God beveel ons nie net nie, maar hy gee ons ook die geloof om hierdie bevel uit te voer, om te glo in die gawe van bekering, sodat ons kan bekeer en kan glo. En hy gee ons ook 'n interne getuienis dat ons kinders van God is,
Want hy sê in 1 Johannes 5 vers 10, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. So daar is dus die eksterne objektiewe getuienis, sowel as die interne objektiewe getuienis van die Heilige Gees. En as ons in hom glo, sal ons hierdie getuienis in ons hê. Trouwens, die hele brief van 1 Johannes is geskryf sodat ons sekerheid kan hê dat ons kinders van God is. In Romeine 8 vers 15 tot 16 praat ook hieroor waar Paulus sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny en om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader, en die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En Jesus Christus kom weer in groot heerlikheid om te red en te oordeel. In Matteus 25 vers 46 het Jesus gesê, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. En in Johannes 5 vers 23 vind ons 'n openbaring van die begeerte van die Vader se hart. Wat sê, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dis ernstige sake. Wanneer ons in Jesus glo, eer ons die Seun en die Vader. En wanneer ons weier om in hom te glo, onteer ons beide die Seun en die Vader. Maar daar kom 'n dag, wanneer diegene wat weier om Christus te eer, sal moed buig en bely dat hy Here is, voordat hulle na die ewige straf gaan. Filippense 2 vers 10 tot 11 sê ons vir ons, dat sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En ek wil afsluit. Ek wil jou vra, het jy God se getuienis geglo? Ons ontvang daagliks menslike getuienis, en ons moet dit glo om te lewe. Daar's 'n beter getuienis, 'n onfeilbare getuienis wat te doen het met God se Seun, gestuur vir ons redding. God wil hê dat ons sy getuienis moet glo, sodat ons gered kan word en nie verdoem word nie. En die waarheid is, daar is 'n hemel, daar is 'n hel, en daar is God. Dink aan hierdie dinge. As God jou geloof en bekering gegee het om in Jesus Christus te glo, prys God. Jy het niks om oor bekommerd te wees nie. Jy is die ewige lewe gegee en niks kan jou skud nie. Psalm 46 sê vir ons, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daar's 'n rivier wat in die stad van God vloei om ons te verkoop. En God is binne in die stad en al word alles anders geskit, sal die stad nie geskit word nie. Niks sal ons skit nie, selfs nie die dood nie. Want geen dood of lewe, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Nog enigiets anders in die hele skepping sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Romeine 8, vers 38 en 39. Ons is in hom, en hy is in ons. En as jy hierdie getuienis nie geglo het nie, het jy al die redes in die wêreld om geskit en bang te wees. Jy kan net soveel op jouself vertrou en niks meer nie. Maar ek gee vanoggend vir jou God se getuienis en God se ewige seën wat neergedaal het om in ons plek te sterf, sodat ons vir ewig kan lewe. Mag God elkeen van julle die gawe van bekering en geloof gee, sodat jy vir ewig gered kan word. Amen. Kom ons maak die oë toe. Genadige Vader, Here, die wonder dat U ten spyte daarvan dat ons U tot leenaar gemaak het, steeds U Seun gestuur het om vir ons te sterf. Here, en dat deur sy dood, sy lewe, sy dood en sy opstanding ons redding en die ewige lewe kan hê, as ons maar net in hom wil glo. As ons net in U getuienis wil glo. Here, skenk dit aan ons vanmôre. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het na hierdie boodskap. En my gebed is dat hierdie boodskap duisende mense sal bereik. Dat hierdie boodskap mense sal bereik wat op die draad sit. Mense wat nog ander kan die draad is. Mense wat God nog tot leenaar maak. Dat hierdie boodskap
hulle harte sal tref, en dat hulle sal omdraai, en dat hulle God sal glo, dat hulle in Jesus Christus sal glo, en dat hulle Jesus Christus self sal glo, en dat hulle sal ophou om hom tot leenaar te maak, maar glo tot redding en ewige lewe. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef, en as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.